Kom ons blaai na ons Bybels toe in Jesaja 54, gaan ons 'n gedeelte daar lees, vers 2. Ek wil 'n kort woord vir jou bedien vanoggend, die 2 woorde van ingeperk of onbeperk. Ingeperk of onbeperk. Ingeperk wat vir ons sê dat ek word, I am limited, of onbeperk wat sê ek kan doen wat ek kan doen. En ek wil jou vra om saam met my te lees Jesaja 54 vers 2, en dit sê die volgende: maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie, onderstreep hy stukkie, verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Die Engels sê dit ook baie mooi vir ons. Hy sê, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Die boodskap bring vir ons nog ietsie na vore, en hy sê, maak die tent waarin jy bly nog groter. Span nog meer seile. Maak die tenttoue langer. Kap die tentpenne verder weg in. Jy gaan uit jou nate bars, jou kinders gaan die ander nasies oorrompel. Nou, hierdie gedeelte pas in 'n gedeelte van die lewe van Israel, waarin hulle in 'n slawerny gegaan het, en nou is die profeet besig om vir hulle woord te bring dat God sê, ek gaan jou hier uitvat. Jy sien, want God hou ons nooit in onbeperkte of in beperkte situasies nie. God hou jou nie vas in situasies waaraan jy beland het nie. God los jou nie daar waar daar slawerny is en pyn is. Hy los jou nie daar nie. Hy gaan jou altyd uitbring. Kan ek 'n amen kry? So God het altyd 'n plan om ons vorentoe te vat en ons na 'n beter plek toe te vat. Maar ek het 'n storie in dit. Wie is al die kampers hierso? Wie weet nou al? Ja, is baie. Wie hou glad nie van kampie? Ja, okay. Het jy nou, my vrou, het jy nou jou hand opgesteek? My vrou hou nie van kampie. Yes, moeilikheid in die huwelik. Ek is 'n kamper, ek hou van kamp. Nou, klomp jare terug, terwyl ons op Riverstal in die gemeente was, koop ons vir ons 'n nuwe tent, nou nie baie groot tente, en ons gaan nou kamp, Buffelsbaai se Buffelskop, en reis toe, ons kinders was nog nie gebore nie, en ons reis toe, nou kom ons by Buffelskop aan. Nou moet jy gaan inteken, ek teken in, en nou kry ek 'n nommer, dis jou staanpleknommer, nee. Min geweet, nou gaan ons hier op teen die bult, en hier kry ons nou staanplek 19, en toe ons nou daar stop, toe sien ek, maar hier is 'n duidelike lyn hier, en daar's 'n duidelike lyn daar. Nou kom ek agter, maar die ou wat langs ons staan, se karavaan en se tente en goeders is binne in sy lyne. En dan dog ek het nog gedog, ek gaan kamp. Die spasie gaan myne wees, nee. Maar hulle het toe nou 2 lyne, en ek moet my tent moet ek binne in daai lyne opspan, en ek moet binne in daai lyne, dit is nou my kampterrein, dis waar ek moet nou vir die volgende 12 dae moet kamp. En daar voel ek so half ingeperk. Nee, vasgedruk. Ek het 'n uitsig, maar die buurmense voel te naby aan my. Kampers, het julle dit al gevoel? Nou kap ek hy tentpenne in, maar ek maak seker om die lyne sê, maar ek vat so 2 centimeters aan die kant hy lyn, druk hom in. Nou kyk ek of die buurman my sien. Hy sien my nie. Nou vat ek hom aan die ander kant toe, nou druk ek hom so wyd as moontlik in, want ek betaal vir hierdie staanplek.
Maar eintlik het hierdie hele staanplek 'n beperking op my gesit. Want dis al waarin jy nou mag kamp. En beperking het 'n emosionele ding op ons ook. Dit voel of ons baie keer in 'n spasie ingedruk word en die lewensspasie is nou net so groot, jy weet, dis nou waar ek moet bly en dis waar ek moet leef en dis waar ek maar alles moet doen, jy weet, en dit druk jou baie keer vas. Jou finansies in 'n maand het nogal daai effek, nee. So effek op jou, dat dit jou indruk. Baie keer, mans, het ons vrouens daai effek op ons. Hulle het 'n manier om ons in te perk. Ons mans teenoorgesteld natuurlik, ons sê vir ons vrouens, jy doen wat jy wil doen. Amen mans, julle moet nou amen sê. Hier moet jy nou jou stem. Ons sê vir hulle, kom aan, jy kan doen. Gaan mall toe, doen jou naels, doen jou tone, doen jou hare, doen jou ore, doen jou maag. Anything, just do it. Ons mans het 'n baie groter sin van vryheid teenoor ons vrouens. Mans, ek gaan julle afskil volgende Sondag as ons alleenig is, want julle moes nou eintlik vir my halleluja geskree het. Ons kom terug na hierdie gedeelte toe. Hierdie gedeelte het vir ons 3 dinge in. Dis 'n gedeelte van hoop, dis 'n gedeelte van restaurasie, en dis 'n gedeelte van nuwe groei wat gaan plaasvind. Ek wil hê met die Heilige Gees in jou hoor. Listen to the voice of the Holy Spirit. God is telling us, I will give you new hope, so that you can be restored, not to your former glory, but to something new in you. God wil ons nie terugvat nie. Man, ek is nou 60 jaar oud. Ek wil nie weer 25 wees nie. Nog minder wil ek 20 wees. Dit was weermagdag gewees daar. Ek wil nie weer daar wees nie. Ek wil nou ontdek wat ek kan ontdek. Ek wil nou ervaar wat ek kan ervaar. Ek wil hê dat God se lewe wat in my is, nou iets na vore moet bring, wat 'n nuwe ontdekking in my lewe gaan wees. Hierdie dekade van 60 tot 70 toe, gaan ek nuwe goed skryf, ek gaan nuwe prediking preek, ek gaan nuwe ontdekkings maak vanuit die woord, ek gaan nuwe verhoudinge bou met ander mense. Ek gaan dalk weer Robben Eiland swem. Nee, ek dink nie so. Maar ek gaan nuwe dinge doen. Wanneer Jesaja profeteer, dan praat hy in ons gees in, dat God wil nuwe groei na ons voor laat kom. So, as ons nog een aanskuif, dan sê dit vir ons, it's expanding your faith, trusting God for bigger things. Stepping into new spiritual opportunities. Ek sien hier sit jong manne en jong dames. Dis nie 'n skrif wat sê die Here wil vir my 'n nuwe meisie gee of 'n nuwe ou gee nie. Jy moet hom nie so interpreteer nie. Okay, ons kan later daaroor bid. Maar dit gaan oor geestelike goed wat in my wil posvat. Geestelike kapasiteit wat in my wil groei. 'n nuwe ding wat ek kan leer, hoe om God beter te kan vertrou. Miskien het jy al in alles gegroei, en dan kom die Here vanoggend en hy kom sê vir jou, maar ek wil jou in 'n nuwe area van bediening, wil ek jou begin gebruik. Jy sien, as ons voortdurend losmaak van ou goed wat in ons lewens plaasgevind het, en daar was 'n klomp mooi goed ook in ons lewens wat plaasgevind het, amen.
Maar as ons kan losmaak en bietjie distansieer en sê, Here, wat is dit wat U nie wil doen? Dan gaan ons geestelike ontdekkings maak. Dit gaan oor om jou geloof te vergroot. Nou, vanoggend gaan hier plus minus so 12 mense hulle laat doop, en hulle gaan vanoggend kom verklaar, hulle het Jesus Christus aangeneem, hulle gaan verklaar dat hulle in 'n verhouding met Jesus Christus staan, en hulle verklaar ook vanoggend, Here, ek is hier dat U my ou lewe vir my kan wegvat, en in 'n nuwe lewe begin wandel. Hoor gou hierso, as jy al klaar gedoop is, en jy proklameer jy is al klaar gewederbaar, dan kan die ou vrugte wat in jou lewe was, daai vrugte wat begin vrot raak het, dis nie meer geestelike vrugte nie, dit pas nie meer by bekering nie, dit pas ook nie meer by wedergeboorte nie, die ou goed moet afval van die boom af. Hallo? Daar moet goed gebeur in my lewe, gewoontes wat vrot, moet afval. En dis die challenge. As jou pa jou groot gemaak het, Jakobus, nou sit jy hierdie kant. Hier is 'n baie gevaarlike kant om te sit. As jou pa jou groot gemaak het met gewoontes van hy vloek en skel net op jou. As jou pa jou groot gemaak het dat hy praat nie meer, hy klap jou net, nê. En dit in jou lewe vir jou 'n karakter gegee het van dis wat jy maar doen teenoor ander mense, dan kom die Heilige Gees om jou daarvan te bevry. Want dis nie hoe God is nie. God vloek en klap nie. Met ander woorde, hy kom breek patrone sodat jy nuwe patrone kan begin instap. Kan ek 'n amen kry? Kom ons vat 'n bietjie die vrouens aan. Vrouens, as daar goed in jou lewe is wat nodig is, waarvan jy gespeen moet word, met ander woorde gesond gemaak moet word, dan is dit die geleentheid om vanmôre te sê, Here, vergroot die grondgebied in my lewe, sodat ek vry kan wees van die goed wat my beperk. En dan moet ons probeer instap in 'n nuwe lewe in. Bernard Shaw, hy is 'n politieke skrywer uit Ierland uit, en hy het hierdie ding geskryf in sy politieke karier. Hy sê die volgende: life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Sê dit gou vir jouself in Afrikaans om. Dit gaan nie oor om jou te vind in die lewe, dit gaan daaroor om jouself iets beters te maak in die lewe. Ouens, weet julle wat? As 'n jong man het ek baie daar, ons is baie lief om daar Seepunt toe te gaan, dan stap jy daar af, daar langs die padbane en die treintjies, en die mense stap op die front daar so, en dan mense ry fiets, en en is hondjies en dingetjies, en alles wat daar is, en koop jy 'n roomys, en baie keer het ek daar gaan staan, dan kyk ek vir Robben Eiland, en dink ek, yes, dit sal nogal nice wees om van Robben Eiland af Big Bay toe te swem. Dan kan jy nie amper vir Big Bay sien daar nie. Daar's een woonstelblok, weet jy. Dan dink ek baie keer, dit sal nogal lekker wees. En toe eendag toe begin ek agter te kom, maar daar is mense wat dit doen. En toe ek begin agterkom, as mense wat dit doen, dan kry ek 'n organisasie wat vir jou help om dit te doen. En toe sê ek vir myself, maar nou gaan ek dit doen. En in 2016 toe doen ek dit. En toe swem ek van daai eiland na daai plek toe. En dit het vir my iets losgemaak in my binnewêreld. Dit het vir my gesê, luister hierso, jy hoef nie ingeperk te wees nie. Jy kan onbeperk begin doen wat jy glo jy wil doen. Jy kan dit doen. The sky is the limit. En weet julle wat? Nie eers meer the sky is the limit nie. Van SpaceX en daai ouens gaan al verby die Mars en plekke gaan hulle al op. Wat ek vir jou sê vanoggend is, as jy droom oor dit wat jy kan bereik, dan kan jy dit bereik. Hoekom? Want Christus maak ons vry om in oorwinning te kan staan. So,
Hierdie gedeelte gaan dan oor persoonlike ontwikkeling. Jy moet ontwikkel. Jy moet nuut ontwikkel. Nuwe gewoontes omhels die lewensuitdagings. Amen. Amen. Omhels dit. Jong mense, die lewenspad lê nog lank voor jou. Dit help jy gaan nou negatief raak oor die lewe nie. Amen. Ouer mense, jy weet as jy 60 of 65 jaar oud geword het, daar's eintlik nog 'n klomp jare oor, want ons mense raak nou 90 plus. Amen. Marlene, amen. So as die musiek van die lewe speel, kom ons dans 'n bietjie daarop, nee. As die lewensgoed kom na ons toe, dan het ons mos nou al wyse doen om dit beter te hanteer. Ons verval nie terug in ou gewoontes van slawerny nie. Ek is vrygemaak van binnekant. Being open to learning and growing, embracing new challenges in life. Waarin is om daai nuwe uitdaging te vat. 'n Nuwe seisoen lê voor ons. 'n Nuwe seisoen lê voor jou. Wat gaan jy daarmee maak? Ag, pastoor, asseblief, jy weet nie waaroor dit gaan nie. Dit is te moeilik. Dit kan nie aangaan nie. Ek weet nie hoe om dit aan te pak nie, en dit is een van daai goed. En weet jy, Dawid het presies dieselfde gesê. En hy sê, in the day when I cry out, you answer me and make me bold with strength in my soul. Mense, God is die een wat ons in ons siel nuwe krag gee. Moenie bang wees vir die lewe nie. Al het hy 2 kantlyne vir jou gespan en gesê, dis wat dit is. Breek die kantlyne af en span jouself weier in. Amen. Ons Springbok 7's kaptein, maar briljante speler, Ryan, jy sit hier vanoggend, Ryan en jou vroukie langs jou, baie geluk, daar's 'n ou klein mensie op pad daar by hulle twee. Ryan, span jou lyne wyd uit, want daai kleintjie gaan jou lewe vir jou verander. Hy gaan jou rek en hy gaan jou stryk, want daar gaan nuwe dinge gebeur binne in die huis. Maar in jou karier wat voorlê, as 'n Springbok 7 speler, daar's nog tyd oor, daar's nog genoeg wedstryde oor. Rek jouself en vergroot jouself en spring uit na die beste wat God jou kan gebruik. Ek wil amper sê, raak die 7's afrigter. Raak die Springbok afrigter. Rassie is besig om oud te raak. Ouens, wat beperk jou, is eintlik maar jou eie gedagtes. Maar dit is miskien baie belangriker, dat ons as kerk vir mekaar ook nie 'n beperking sal wees nie. Ons moet mekaar kan aanmoedig en sê, luister, word die beste jy wat jy kan wees. Hoe klink dit? Word die reinste rein wat jy kan wees. Vrouens, is dit nie dalk tyd dat ons bietjie vir ons mans moet sê, luister, ek wil jou aanmoedig om die beste geestelike pa te word wat jy kan word. En mans, om dit vir jou vrou te sê, ek wil jou help om geestelik in hierdie jaar 'n reus te word. Hoekom? Die stofstrate van Brackenfell het ons nodig. Die organisasies hier buitekant het ons nodig. Ons het nodig om meer mense te kry wat kan swem vir Bybels. En ons het meer Bybels nodig wat ons vir mense kan gaan gee, dat hulle lewens kan verander. Ons versprei nie eers 60 miljoen Bybels in Suid-Afrika per jaar nie. Ons kan meer doen vir die Here. Amen. So, hier kom 'n tweede gedeelte waaroor hierdie skrif dan geskryf is, en dit is, hy praat met Israel, en met Israel praat hy met die gemeente van Christus vandag. Vergroot jou invloed en impak. En ek en Harold sit baie keer sit gesels ons oor hierdie goed, maar luister gou mooi. Wanneer hy vir ons sê as gemeente, dan sê hy vir ons, die gemeente moet sterker verhoudings met die gemeenskap bou.
kyk gou hierso. Boef. Ons moet ons tentpenne wyd oopmaak. Met ander woorde, ons moet ons deure kan oopmaak vir die gemeenskap hier buitekant. Dit raak baie stil nou. Okker, jy kan vir my 'n amen skree daarso. Ons moet gefokus word meer as ooit van tevore om die mense wat buitekant die kerk is weer te kry dat hulle lief kan raak vir Christus. En dit beteken die volgende: as ons sterker verhoudings gaan bou, ouens, dit beteken nie dat wanneer die mense van die wêreld af inkom of ander plekke af inkom, dat hulle moet ryk en lyk soos wat ons ryk en lyk nie. Hulle hoef nie te praat soos wat ons praat nie. Hulle hoef nie te dink soos wat ons dink nie. Christus self gaan hulle verander. Amen. So klompie jare terug was pastoor Johan Steyn hier gewees en hy het gesê, en dit het gebeur, hy het gesê die Here gaan vir ons mense stuur wat geklap gaan wees met die koerante. Wat dit beteken is dat hulle gaan oral getatoeëer wees. Nou is almal doodstil. Met ander woorde, hy gaan nie lyk en ryk soos wat ons is nie. Maar weet jy wat? Dis ons roeping, kinders van die Here, dat wanneer ons op die staanplekke van die lewe ons tent uitspan, nee, dat ons buurmense gaan ontmoet, wat nie dalk gaan praat soos wat ons praat nie. Hulle Afrikaans is dalk Hollands. Ons gaan dalk ander mense ontmoet aan die ander kant van ons tent, wat dalk meer heilig gaan wees as wat jy heilig is. Maar in ons staanplekke van hierdie lewe ontmoet ons mense, en dit help nie ons druk mense weg nie, ons moet juist mense embrace. Mense intrek, mense saam laat kom. Moet jy hulle verander? Nee. Moet hulle verander? Dis nie jou probleem nie, dis God se probleem. Hy sê, hy sal hulle deur die Heilige Gees self oortuig van ongeregtighede. Amen. So, dit bring vanoggend by ons, dat wanneer ons as gemeente ons tentpenne groter uitslaan, dat ons 'n groter kapasiteit moet ontwikkel om mense net soos wat hulle is, in te trek, welkom te laat voel, sodat hulle saam met ons elkeen 'n pad kan stap. Ek wil vinnig, wil ek net noem, ja, my tyd is omtrent verby, jammer, ek gaan nou land. Ons het daarvoor, het ons nou die sement uitgebrei, en ons het nou die mooi skare net opgesit, en ek sê dankie vir die bestuursraad, ek dink dit lyk netjies, maar die restaurant daar so is te klein, die muur moet uitkom, dit moet uitgebreek word, dat daar beter vloei is, en mense met reistoele kan deurkom daar. Ons het nodig om dit te vergroot. Ons het nodig om die kinderkerk se klaskamers moet ons nou meer maak, want daar's baie kinders. Ons moet vergroot, so die gemeente se kapasiteit moet skuif. Ek wil hê as jy op Sondag met jou double cab bakkie kom, dat jy daar aan die ander kant op die parkeerarea, daar waar die gras en die sand is, daar moet jy parkeer asseblief. Laai jou vroutjie vooraf, sit jou kar in 4x4 en gaan parkeer daar. Totdat ons daai terrein daar aan die ander kant ook kan inrig vir meer parkering. So ons is besig om ons nate of ons tentpenne weier te slaan, sodat ons mense kan akkommodeer. Amen. Maar dit beteken dan ook nou, geliefdes, as jy Sondag kom by jou bankie waarop jy elke Sondag sit, en daar sit iemand anderste, jou tentstaanplek het vergroot. Skuif net 'n paar banke aan of vorentoe of agtertoe. Want ons plek is nie vir my nie, dis vir ons. Dis vir hierdie gemeenskap hier buitekant. Dis vir mense wat kan inkom. En as hulle die eerste keer hier inkom, gaan hulle skaam voel en teruggetrokke voel. En hulle gaan op 'n plek sit wat miskien 'n ander mense plek is. Maar hier's nie een plek wat jou plek is nie. Eina. Julle is nice.
Ek moet sê julle, so sê gou vir die ou langs jou, you must shift from standplek 19 na standplek 21 toe. Genade. Ek wil klaarmaak, jy gaan hierdie skrifgedeelte gebruik ons baie keer vir liefdesoffer en goed, maar dit het tot my hart gespreek vir hierdie onbeperkt. Hy sê, laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Met ander woorde, ouens, kom gee jou lewe oorvloediglik. Raak betrokke. Kom help ons met dingetjies te doen. Jy kan soggens baie vroeër hier inskakel. Vanaf 8:00 is hier 'n klomp goed wat gebeur by die gemeente. Kom help ons daarmee. Ons sê jy betrokke maak. Waar mense is daar liefde, maar daar's ook baie keer konflik. En dis juis in Christus wat ons leer hoe om konflik weer op te los. Amen. En dit is die manier hoe ons leer om saam te werk. So, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons raak betrokke oorvloediglik. Okay. Ons het hofmeesters elke Sondag, en ek sien hier's 'n paar gesigte wat elke Sondag opneem. Kom mense, ons wil ander mense ook gebruik. Wat moet jy wees om liefdesoffer op te neem? Weet jy wat? Jy moet net so diskante pastoor wees. Nee. Ons wil gewone mense gebruik, wat net een keer in 'n maand sê, kan kom dienswerk doen, en 'n liefdesoffermandjie kan vat en omstuur. Dis al. Raak betrokke by iets in die gemeente, en jy gaan ervaar dat God vir jou seën en jou vorentoe vat. So, om af te sluit, hierdie teks is 'n motivering om in geloof alle ingeperktheid te breek en in onbeperktheid te stap. Kan jy dit saam met my sê? Hierdie teks is 'n motivering om in geloof alle ingeperktheid te breek en in onbeperktheid in te stap. Deur te glo dat God meer in gedagte het vir jou en om daarvoor te vertrou. Beautiful. Amen. Jong dames, jong mans, die Here het vir jou 'n goeie huwelik instoor. Dan is hulle doodste. Hulle kyk jy is oppie. Mans, jy moet soos 'n mannetjie voeltjie wees. Voeltjies, die mannetjies se kleure is helder. Ja. En hulle gooi hulle vlerke. Mans, jy met 'n vrou kan vermaak. Dis hierdie vrouens, as hulle dit begin doen, as dit 'n rowwe storie ommaat. Okay. Laastens, om as gemeente onsself voor te berei vir nuwe geestelike groei, maar ook numeriese groei. Want ons sien hoe kom mense in. Kom ons maak onsself gereed daarvoor. Amen. Kom ons sit net so. Here, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend ook net kan ervaar hoe U besig is om ons as gemeente ons tentpenne los te maak en wyd in te kap. Dankie dat ons visie is vanmôre, Here, nie Brackenfell nie, maar Kuilsrivier, Bellville, Stellenbosch, Kraaifontein, omgewing, Here, ons wil siele wen en mense wen om in die koninkryk te kom staan en om gesonde, wedergebore kinders van die Here te word. Kom help ons daarmee in Jesus se naam en ons almal sê amen. Amen.